Goeienaand. Is daar iemand wat 'n plekkie op sy kombers oop het? En daar's 'n paar ouens wat gevra het hulle wil plekkies hê. Okay, sorry man, ek probeer. Julle is mos baie besig, nee. Ek hoor gedurig wat studente sê, ons het nie tyd vir alles nie. Ons is so besig. Ons kom nie by ons uit nie. Dit voel baie keer of jy soos 'n hond is wat 'n kar jag. Jy het al gesien as 'n hond 'n kar jag. Dan jag hy hierdie en net as jy kan hom nie vang nie, kom maar nie vir my, dan jag hy weer daai en ek het al gewonder wat sal hy nou maak met die kar as hy hom gevang het. Voel jou lewe baie keer so? As jy by die huis is en daar's DStv met al die channels. Wie sê oor die power in die huis? Oor die remote control. En hoeveel flieks kyk jy gelyk? Net een? Nee, seker 2 of 3. Want ons is so bang, ons mis iets op die ander channel. En deesdae met die rugby kan jy ook so met 3 games gelyk kyk, maar dan blijkbaar niks aan nie. Nou, om nie besig te wees nie, beteken dat 'n mens vir jou 'n prioriteitslys moet opstel. Die belangrikste, die crucial goed in die lewe uithaal en dit eers te doen. Maar al jou dosente probeer dit vir jou leer, nee. Sê, hey, my vak is die belangrikste, so jy doen myne eerste en dan die rest kom later. Nou praat ons oor die lewe. Ons praat oor liefde. Nou as jou kar breek, wie is die beste ou na toe te gaan om jou te kom help? Nie daai oulike ou wat jy raak gesien het, wat jy dink ingenieurs is so. Nee. Die beste ou na toe te gaan is mos die ou wat hom gemaak het. Wat hom design het, wat hom gebou het. Hy weet hoe werk hy diep binne. Nou praat ons oor die lewe en ons praat oor liefde. En wie is die maker daarvan? God. So dis net 'n bietjie common sense dink julle nie om na God te gaan om te hoor wat sê hy? Hoe is dit veronderstel om te wees en wat is die goed wat op jou prioriteitslys moet wees wat jy eers moet doen? Nou gaan die tekste op die bord gooi want ek gaan so 4 of 5 van hulle lees, net een vir. Die eerste ene, Matteus 22 vanaf vers 36. Sy daar. Meneer, dis nou wat vir Jesus so aanspreek. Wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan as jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Hoor hoe stel die message text dit? Teacher, which command in God's law is the most important? And Jesus said, love the Lord your God with all your passion and prayer and intelligence. This is the most important, the first on any list. So enige lys wat jy in die lewe kan maak oor prioriteite, is hierdie een eerste. God lief hê. Alles. But there is a second set alongside it. Nie minder belangrik nie, langsam. By mekaar. Love others as well as you love yourself. Op God, die maker, die creator, God wat liefde is, nie liefde gemaak het nie, dis wie hy is, in sy diepste wese, en hy het jou gemaak, en vir jou lewe gegee, en op sy prioriteitslys is daar nie 2 goed. Jy moet hom lief hê met alles. En jou langs jou. Lief hê soos wat jy jouself lief het. Jy het gewonder, toe jy tot bekering gekom het, of gesnap het, maar ek is nou God se kind, hoekom is jy nie toe sommer reg uit hemel toe? Hoekom moet jy nog 80 jaar op aarde bly? Jy het gewonder ouwe. Dit sal nou nice gewees het, ek het tot bekering gekom en nou gaan ek huis toe, en ek het nie al die toetse en ek weet nie wat so goed als nie. Dit is 'n eenvoudige antwoord, want God wil hê dat jy 2 goed moet doen in hierdie lewe. Jy moet hom leer lief hê, en jy moet die mense om jou leer lief hê. Die lewe, dit wat ons beleef hier, die rede hoekom jy op universiteit is, die rede hoekom jy eendag gaan trou, die rede hoekom jy kinders gaan hê, die rede hoekom jy gaan werk, alles gaan daaroor. Dit is 'n skool om jou te teach om lief te hê. Gaan nie oor hoeveel grade jy het, en
hoeveel aas jy gekry het, hoeveel geld jy in jou beursie het, en hoeveel status goed jy, en hoe groot karretjie wat jy hier buite kan staan, hoeveel groot huis wat jy by mekaar, gaan nie oor nie. Gaan nie oor nie. Die skerry ding is, die een ding wat ons almal moet doen, ons gaan eendag almal dood. En dan kan jy nie een van daai stafgoed saamvat. Nie. Vertel die storie van 'n oom wat gesê het as hy doodgaan met sy kinders vir hom elkeen R1 miljoen in sy kus sit saam met hom. Hy het 4 seuns gehad. Eerste ou het gekom en die geld ingesit, tweede ou het gekom en die geld ingesit, derde ou het gekom die jongste boetie. So skryf hy 'n cheque van R4 miljoen en hy sit hom in vir die cash. Slim. Wat kan jy saamvat as jy die ewigheid ingaan? Net jouself. Net jouself. Niks anders nie. En wie is jy? Dit wat leer het oor liefde. Dit wat jy geleer het oor hoe om God lief te hê en hoe om mense lief te hê, dit vat jy saam. As jy daai twee goedjies begin regkry, dan begin jy ontdek dat God se belofte waar is. Wat sê ek het vir jou 'n lewe van oorvloed. 'n Lewe waarvan jy nie kan droom nie. As jy om hom al hoe meer begin lief hê en die mense om jou, gaan jy dit begin regkry. Die skerry ding, nee. Sê nou jy sê nee, ek gaan dit nie doen. Ek is kind van God en ek weet ek gaan hemel toe, maar ek gaan nie oefen om hom al hoe liewer te hê en om die naaste rondom my al hoe liewer te hê nie. Dan kan dit dalk gebeur dat jy by die hemel instap en vir jouself sê, hier voel ek nie tuis nie. Is nie vir my lekker hier nie, want hier is almal lief vir mekaar. Miskien moet ek die ander plek terug. Hoor julle die skerry ding van God se prioriteitslys? So wat in hierdie lewe maak die meeste saak? Liefde. Want dit vat jou saam in die ewigheid in. Dit hou nie hier op nie. Die hoogste doel van hierdie lewe, die rede hoekom jy gemaak is, die rede hoekom jy bestaan, is om lief te hê. Dit moet die hoogste prioriteit op jou lys wees. Anders mis jy die lewe. En moenie dat die duiwel jou vang nie. En dat jy dink, maar as ek nou 'n man of 'n vrou gekry het, is dit die liefde wat ek moet hê nie. Nee, dit is baie meer hoor. Dit is baie groter as net die liefde tussen 'n man en 'n vrou. Dit is baie groter. So jy gaan die punt mis as die liefde by jou verbygaan en jy dit nie uitdeel nie. Jy gaan 'n doellose mens wees. Eintlik is die woord wat ons soek 'n suurstofdief. Ken julle suurstofdief? Ja, verstaan nie, maar ja. Mense wat selfmoord pleeg nie selfmoord omdat hulle nie goed gedoen het in 'n toets nie, of omdat hulle graad getop het, of omdat hulle nie pleeg selfmoord omdat hulle verhoudings stikkend is. En dit gee hulle nie hoop om aan te gaan in die lewe nie. Die goed wat ons doen nie, is die verhoudings waaroor dit eintlik gaan. Nou kan julle vir my vra, gaan ons maar net 'n ou vrou storie. Dis nie maar net 'n storie wat die Bybel uitgedink het. Dis 'n genuine so. Ek dink regtig so. Dink gou vir 'n oomblik. Ons lewens is baie kompartemente, nee. Baie kompartemente. Die ou wat ek gisteraand was, moet net nie uitvind wie is die ou wat ek vanaand is as ek hier in die kerk sit. Kompartement. Die ou wat ek Woensdag in die toets was en waar ek oral gekyk het, net nie weet dat ek Sondag aan kerk toe gaan op. Die pelle wat ek het saam week gaan kuier, net nie uitvind ek gaan kerk toe op nie, want dan kan ek dalk 'n vriendskap verloor. Hoor julle, verskillende kompartemente, ons leef baie keer dood eenvoudig net so, dat ons Christendom met die res van ons lewe niks uit te waai het nie.
En as dit so is, dan kan jy mos nie integriteit hê nie. Want jou lewe is nie geïntegreer nie, jou lewe kom nie uit een sentrale punt uit en sê, dis wie ek is nie, jou lewe kom uit verskillende agendas en verskillende prioriteitslyste en verskillende wat alles uit. So dan moet een ding wees, dat jy sê, hieruit leef ek. Hieruit is wie ek is. Ek skeer jy om te dink, hoe ons mense verskillend behandel. As ek weet hierdie ou baie geld, of hy het 'n mooi kar, hanteer ek hom anders, as hy oor die geel bakkie ry. Ja, so veel. Of as ek weet, hierdie ou kom van 'n goeie plek af, en hy was in 'n goeie skool, hanteer ek hom anders, as 'n ander ou. Of as ek sien hierdie ou het 'n wit vel, en hierdie ou het 'n swart vel, hanteer ek hom anders. My lewe is in kompartemente, beteken, jy kan nie integriteit hê nie, jy kan nie met integriteit leef nie. Dit wat jy is, waaroor dit gaan, is liefde. En dit moet al die kompartemente in jou lewe oorneem, en jy moet vanuit net daai een beginsel leef en optree. Een vaste punt, wat alles domineer. En God, die maker van die lewe, sê dit moet liefde wees. Want liefde is die enigste ding wat sterk genoeg is om jou bymekaar te hou as die wêreld om jou platval. Liefde is die enigste ding wat sterk genoeg is om in enige tyd van jou lewe staande te kan bly. Kyk wat sê Kolossense 3 vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Want in die liefde staan jy nie alleen nie. Jy klomp rondom jou. Wat help, wat dra, wat vashou, wat bid, wat omgee. Ensovoorts, ensovoorts. Sê nou, ja, imagine, as jy nou doodgaan, is nie 'n morbiede preek ontspan, en jy kom nou daar by die preek, by die poorte van die hemel aan, en Petrus sê vir jou, kom aan man, kom aan, hier is die troonsaal van God, en jy stap in en jy sien, hier sit God op sy troon. Wat is die eerste vraag wat God jou gaan vra? Hoekom het jy daai aan dit gedoen? Dis die eerste vraag wat God gaan vra. Nee, verseker nie, want dit ons sondes vergewe. Ek dink hy gaan vir jou vra, my kind, het jy my lief? Het jy my lief? En my seun Jesus, het jy hom lief? En die mense wat ek oor jou pad gestuur het, jy hulle lief? Kyk wat sê 1 Petrus 4 vers 8. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sonde. Hoekom gaan God vir jou daai vraag vra van, het jy my lief? Want as ek sê, ja Here, ek het U lief, het ek sy liefde aanvaar. En wat het sy liefde met my sonde, met my krap gemaak? Toegemaak. Dit bedek. Nou sê God, my liefde het jou sonde bedek. So jou liefde vir die mense rondom jou moet hulle sonde toemaak. Moet hulle sonde bedek. Want as jy lief het, gee jy mense rondom jou ruimte om asem te haal. Om te leef, om vry te kom. Soos God met jou gemaak het. Julle was almal in 'n situasie wat jy regtig vir iemand omgegee het. Regtig lief was vir iemand. En ek praat nie net van ou meisie nie, ek praat van vriende, vriendinne. Regtig lief was, dalk 'n ouer. En dan maak hulle foute wat jou seer maak. Vraag is, wat dan? Die wêreld skree, nail hom, vloek hom, ja, weg. Kyk wat het aan jou gedoen. En ons is baie keer gehoorsaam aan die wêreld se skree, en dan kry ons net nog seerder. En dit word nog erger. God se prioriteitslys van liefde sê, vergewe hom, of haar. Ja, maar,
vergewe. Ja, maar het alweer gedoen. Vergewe. Selfs 7 maal 7 maal 7 moet nooit ophou nie. Want die liefde bedek sonde. Nie een van ons is volmaak nie. Ons maak almal droog. Ons maak almal foute. God soek ook nie 'n perfekte lewe nie, want hy weet ons kan nie. Hy soek 'n liefdevolle lewe. 'n Liefde wat ander mense se sonde toemaak. Besef julle dat as jy ernstig daarmee is, dat jy regtig mense vergewe, dat jy regtig met jou liefde mense vry maak om te kan leef, dan is dit 'n bewys dat jy kind van God is. Kyk, as jy oor 7 gaan, dan wat jy nodig om daar deur die douane te kom, behalwe nou 'n hoop geld wat jy nou reeds betaal het vir die vliegtuigkaartjie, jy het 'n paspoort nodig. Want wat is 'n paspoort? Hy identifiseer jou dat almal weet wat daar werk en die stamp werk. Hierdie ou bietjie is hierdie ou wat hier voor my staan. So hoe word jy geïdentifiseer as kind van God? Deur jou liefde. Hoe word dit bevestig in hierdie wêreld dat jy glo? Deur jou liefde. Liefde vir mense. Kyk wat sê 1 Johannes 4 vers 8. En dit is nogal 'n shocking teks. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. So as jy nie lief het nie, ken jy nie vir God nie. Want God is liefde. Dis scary hierdie staf, want almal van ons het daai mense in die lewe wat jou grensloos irriteer. En wat jou seer gemaak het vir wie jy nog verskriklik kwaad is. Dit is unfair van God om dit te vra. Maar omdat God jou lief het, omdat God jou sondes bedek het, omdat God jou skoon gemaak het, sê hy, gee dit nou vir die ander ook. Gee dit aan. As jy siek word, wat is jou versoek? Bring al my grade en my bekers wat ek in standaard 3 en 4 gewen het met atletiek en pak dit hier voor op my tafel. Want dit gaan my laat beter voel. Nee, come on. Jy wil hê mamma moet vir jou sop aanbring. En sy moet daar by jou kind sit en die sweet afveel. En as mamma nie daarby is, dan kan ten minste 'n maatjie wees vir ons. Soek mense naby ons wat omgee as ons op die grond is. Nie staf. Want dit wat ons vir mekaar doen in liefde, echo in die ewigheid in. Laat die engele partytjie hou. Laat mense voel, ek kan leef, ek kan asemhaal. Dit is crucial vir julle, om hierdie prioriteitslys wat God neergesit het te oefen. Dit is crucial verby, want dit is al waaroor die lewe gaan, en dit echo in die ewigheid in. As dit dan waar is, en as dit so eenvoudig is, ek moet net 2 goed doen, ek moet net vir God lief hê, en ek moet net my naaste lief hê. Hoekom lyk ons verhouding soos hulle lyk? Hoekom is so stikkende mense, en as ons nog ruggat op daarby, sê ek sal nie vergewe word. Kom, doen ons dit aan onsself, want ons betaal ontsettend duur in ons verhoudings. Die prys wat ons moet uithaal in ons verhoudings is vrek hoog. Want ons verhoudings is stikkend. Ek dink dit is die vuilste triek wat die duiwel op ons trek. As hy hou so besig met al hierdie duisende ander goedjies wat
ernstig belangrik is, soos om 'n graad te kry, of om dit, of hy goed is nie 'n patch nie, jy gaan haal my aan met jou pale, uit konteks. Hy goed is nie 'n patch nie, want dis nie waaroor dit gaan nie. Ons is so besig om te soek en te jaag, dat ons nie tyd maak vir liefde. Ons vergeet, het gaan nie oor die taak wat ek moet ingee en 103% kry nie. Het gaan oor die pel sal wie ek hierdie taak doen. Eerste van baie van julle werk is groepswerk, is dit nie? Ek het nog nooit iemand gepraat wat gelukkig is oor die groep waar hy is nie, behalwe die ou wat nooit daar is nie en nie die werk doen nie. Hy is gelukkig oor die groep waar hy is. Ek wonder of dit nie ook 'n geleentheid is om die liefde te wys nie. Eerder te fokus op die vriendskappe en die verhoudings, as op die taak. Want as ons dit nie doen nie, as ons prioriteitslys volgens die maker van die lewe te mekaar. Nie lekker nie. Dis hoekom ons hierdie hele kwartaal, 40 dae lang, 6 preke, net oor die liefde wil praat. Want dis God wat dit van jou verwag. Net dit. Net dit. Ons probeer so hard om verhoudings en liefde in te pas in ons besige lewe. Verkeerde redenasie. Jy moet hard probeer om jou lewe in te pas by jou verhoudings en jou liefdesdade en hoe jy lief het. Dis hoe God dit wil hê. Net nog een ding op die program. Julle, ek praat baie met studente. Die grootste, die meeste ding wat uitkom, ook die tweede meeste, want die grootste is oor man, ou meisie verhoudings, maar die tweede een, gaan oor my pa. My pa wat of geloop het, of net nie daar was nie, of altyd by die werk was en te besig was, nooit saam met my staf gedoen het nie, want hy het sy besige skedule gehad en ek moes ergens inpas. En dit het nooit gebeur nie. Nie so wees nie. Ek gaan nou al oefen om besig te wees om lief te hê vir God en die mense. En doen die res tweede. Sodat wanneer jy pa is of ma is, dit in jou huis anders kan werk. Weet julle, dit is regtig so eenvoudig soos dit. Regtig. Wees lief vir God, met alles wat jy het, en wees lief vir die ouens om jou, na die beste van jou vermoë. Dit is eenvoudig as jy droog gemaak het, gesê, sorry, as jy te min doen, doen meer. Sien ander ons in nood raak. Julle ken al die antwoorde. En die res van die goed, van die lewe, gee God vir jou verniet by. En hoe is die beste manier van liefde wys vir iemand? Is om tyd te spandeer. Tyd. Want weet julle wat? As ek iemand sien wat arm is of wat honger is en ek gee vir hom geld en ek offer dit op, môre maak ek weer geld. Maar as ek 'n uur gegee het, ek kry dit nooit weer terug. Nooit weer. Dis verby. As ek 'n uur voor die series gesit het en my tyd gemors het, ek kry dit nooit weer terug. Ek sê altyd vir my kinders, as hulle PlayStation speel, hulle verloor breinselle. Ek kry dit nie weer terug nie, dis tyd wat verby is. En daarom is tyd die duurste offer wat jy kan betaal. Want jy kan dit nie terugkry nie. Kwaliteit tyd wat ek weggee vir mense vir wie ek lief is. Vir mense vir wie ek omgee. Vir mense wat my kwaad maak. Nie om terug kwaad te wees nie. Om te gaan sê sorry. Te gaan vrede maak. Anders te gaan wees. Hoekom? Want my prioriteit is ek moet God lief hê en ek moet my naaste lief hê soos myself.
So as jy môreoggend wakker word, mag dit jou gebed word, dat jy sê, Here, ek wil vandag anders doen. Ek wil vandag leer om vir U 'n bietjie meer lief te wees. Dan wil ek wil meer tyd spandeer saam met U. En Here, ek wil vandag 'n bietjie meer mense lief hê. Tyd saam met hulle spandeer. Want dis hoekom ek hier is. Maak dit jou gebed vir elke dag. Bietjie meer elke dag lief wees vir God. En bietjie meer elke dag lief wees vir die mense om jou. Wanneer is die beste tyd om daarmee te begin? Volgende week Dinsdag? Nee. Dis nie soos 'n goeie diet wat op 'n maandag begin nie. Nee. Ja. Vanaand, kyk wat sê Efesiërs 5:16. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Maak die beste van elke geleentheid gebruik, soos jy 'n naam het wat in jou kop opgekom het, wat jy moet gaan bel hierna. Gaan bel. Kyk wat sê Spreuke 3:27. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom nie, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. En moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou nie. As jy nou reeds kan help, nie kan help nie. Julle verstaan. Ekskuus maar, ek ben nie lekker lees nie. Maar hoor jy dit? Ek moet nie los van môre nie. Nou, het julle al by iemand gesit wat verskriklik kwaad was vir sy pa? En voor hy sy pa kon vrede maak, toe sy pa dood. Jy moet dit eenmaal in jou lewe beleef, en dan besef jy, ons het nie môre nie. Ons is nie gegee nie. Vat nou, en gaan wees nou lief. Ja, ek dink man, as jy nou lang al wonder of jy moet bel, ek dink jy moet daar vanaand bel. Nee, is dit te grap. Jy weet, nou wie jy moet uitreik. Doe dit nou. Enigste doel en rede hoekom jy hier is om God lief te hê en jou naaste soos jouself. Join ons vir die volgende 40 dae. Maar doen dit net as jy fed up is vir al die vlak en stikkende verhoudings waarin jy is. Want ons gaan daaroor weer en weer en weer praat. Doen dit as jy fed up is vir jou vlak verhouding wat jy met God het. Sê maar, ek wil dit dieper maak en intiemer. Want dis wat gaan gebeur as jy hierdie 40 dae saam met ons stap in opregtheid. As jy nie in 'n selgroep is nie, sal dat jy in een kom. Hierdie week, nie oor 3 weke eers nie, hierdie week, anders gaan jy anders as jy agter. Ons maak moeite. En ons kyk wat gebeur. Kom ons trust God, en ons kyk wat gebeur. Amen. Hemelse Vader, wat 'n eenvoudige opdrag. U lief te hê, en om mense om ons lief te hê. Here, vergewe ons eie selfsugtige lyste en agendas, wat ons keer om hierdie eenvoudige opdrag te leef. Vergewe ons, Here, dat ons so besig is met ander staf, dat ons verhoudings lyk soos hulle lyk. Here, ek wil bid vir elkeen wat hier in die amfie sit vanaand. Almal van ons het name opgekom van mense wat ons 'n stukkende verhouding mee het. En wat U van ons vra, wees lief. Help ons om die kans te hê, Here, om te gaan regmaak, tyd te gee. Almal van ons het mense in ons lewens wat aandag nodig het, wat die kosbaarste besitting wat ons het, nodig het, en dis ons tyd. Gee ons die kans, Here, om U te vertrou vir die wêreldse goed, en te oefen aan die prioriteitslys. Here,
dis wie U is. Dis liefde. Dis wat U vir ons begeer. Dis liefde. Help ons om dit te snap en dit te oefen tot ons dit reg kry. Die saam ons gaan in hierdie aand, Here, die oproepe wat gemaak moet word, die SMS'e wat gestuur moet word, gee ons die kans. Here, sodat ons hierdie 6 weke wat voor lê, kan groei in die liefde. Ek bid dit vir elkeen wat hier is, en ons loof U naam.